Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan almal van u. Ons sê ook welkom vir diegene wat oor die internet ook deel het aan ons erediens. Die kollektes vanoggend onder die diens is vir die diakonale kas en die kollekte by die deure is vir die teologiese skool se studentekas. Daaruit word die teologiese studente gehelp om te kan studeer. As jy in die nuusbrief kyk, broeders en susters, sal jy sien dat daar 'n baie lang lys van meelewing in hierdie week se nuusbrief is. Dink ons maak met leedwese bekend dat Tannie Corrie van Niekerk maandag oorlede is. Die troosdiens is nou Dinsdagoggend om 11:00. En ek sien oom Julius is hier in die kerk. Daar sit oom Julius, steek net die hand op. Ons sê vir hom besonderlik welkom en ook dat hy vandag hier is en ons wil vir hom en vir Jaco en Ilse, vir hulle hele familie ook werklik die troos van die Here toebid. En dan mag ek vra broeders en susters, u sal sien dat Ronel en AJ Kreer 'n spesiale versoek gerig het in die nuusbrief. Ronel se broer is ernstig siek. Het 'n baie groot operasie ondergaan in waar hulle op die oomblik in Ghana sit en waarskynlik ook nou inluister op hierdie erediens. Wil ons vir u vra. Kom ons bid vir haar broer, vir Johan. Hy word hierdie komende week geopereer en dan is ons dankbaar om te sê dat dit met die meeste van die ander lidmate heel wat beter gaan. Party is ook al by die huis. Ons gee vanoggend die blomme egter vir oom Paul Foster. Jy sal onthou, hy is al baie lank in die hospitaal. Hy sterk op die oomblik aan in 'n rehabilitasiesentrum waar hy sy kragte moet herwin. En ons gee hierdie blomme ook met die bede dat die Here vir hom sal dra ook in hierdie tyd wat kom. Kom ons begin, dan sing ons heerlik saam Psalm 23, daarvan vers 1 en 3. Dis op bladsy 109, Psalm 23 vers 1 en 3. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, Psalm 146 vers 1, 7 en 8 is op bladsy 700, Psalm 146. Ons is by mekaar, broeders en susters, as 'n geloofsgemeenskap en daarom bely ons ook nou uit die hart uit ons Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en het die lyding van die hel ondergaan. Op die derde dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As die Here sy wil aan ons bekend maak, broeders en susters, dan is hy nie 'n ver af onpersoonlike God nie. Dan praat hy met ons soos sy kinders. As die Here sy wet in Eksodus 20 gee, dan sê hy, ek is die Here jou God. Hoor jy dit? Ek is die Here jou God. Ek verbind my aan jou. En ek is die God wat jou uit Egipte, die plek van slawerny, verlos het. Hy is die God van ons verlossing. En daarom vra hy,
Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord hierop met Skrifberuiming 9:1 en ons sing daarvan vers 10 en vers 11 waarin ons kinderlik en opreg vir die Here bid vir krag, genade om werklik te leef soos sy verloste kinders. Skrifberuiming 9:1. Kom ons bid nou saam. Onse hemelse Vader, U gee vir ons 'n nuwe dag in ons lewe. En ons weet, Here, vandag is U genade oor ons ook weer splinternuut. En hierdie dag van ons lewe, Here, wil ons werklik opnuut verbly in U ongelooflike genade teenoor ons. In die rustigheid van hierdie dag, in die paar lekker oomblikke van stil wees en alleen wees met U op hierdie dag, wil ons werklik weer U genade teenoor ons persoonlik deurdink. En ons bid, Here, dat U deur U Gees
ons daarin sal lei. Mag ons die grootheid en die omvang daarvan raak sien. Help ons, Here, om die nuwe lewe te leef, wat U in U Seun, ons Here Jesus Christus, vir ons gegee het. Maak hierdie dag, nie net nou nie, maar dwars deur hierdie dag, 'n dag van wonderlike geloofsgemeenskap met U. Tyd, Here, waarin ons vir U kan sê hoe groot en goed U vir ons is. En ons bid, Here, dat U ook vanoggend hierdie byeenkoms van ons ryklik sal seën. Laat ons saam wees by U, maar laat ons saam wees ook vanoggend na hierdie erediens. Laat dit vir ons elkeen tot versterking in die geloof wees. Gee dat ons regtig tyd vir mekaar sal hê. Gee dat ons 'n oor vir mekaar sal hê. Dat ons net vir mekaar daar sal wees, want Here, daar buite in die wêreld is dit koud en onpersoonlik, elkeen vir homself. En daarom bid ons dat U ons saam wees, dan ook wonderlik sal seën. Vader, dit was 'n week waarin baie van ons lidmate operasies ondergaan het, baie ernstige behandeling ontvang het. En ons dankie, Here, dat U daar was. Ons dankie al vir mooi beterskap wat U gee. En na 'n week soos hierdie, Here, besef ons net weer ons broosheid, ons menslike swakheid. Binne oomblikke verander ons lewe ingrypend. Ons wil werklik bid dat U elkeen wat siek is, werklik sal dra en ondersteun, sal bemoedig. En mag hulle weet dat U U hand op hulle hou. Ons wil vir hulle bid, besonder vir oom Julius, waar U sy geliefde vrou van hom weggeneem het. Vader, wil U vertroos soos net U kan. En dankie dat U ook rondom hom kinders, kleinkinders gee, ander gelowiges, wat saam met hom hierdie pad loop, op wie hy kan steun, en van wie hy ook soveel liefde ontvang. Hoor ons, Here, as ons bid vir Ronel se broer Johan, wil U in hierdie kind van U se lewe, wil U werklik U hande onder hom instoot en vir hom dra, vir hom en sy familie, sy gesin. En dankie dat ons so vir mekaar kan bid en mekaar steeds aan U kan opdra. Ons wil vanoggend ook saam bid, Here, vir al ons universiteite, waar hulle deur 'n ongelooflike moeilike tyd gaan, waar hulle te doen kry met betogings en vandalisme, waar daar dinge vir mekaar gesê word wat nie moes gesê word nie, waar verhoudinge spanningsvlakke bereik. Daar bid ons, Here, dat U tog kalmte en rus sal bring. Gee rustigheid, Here. Wil U alle gesprekke wat gevoer word, van watter aard dit ook al mag wees, wil U dit tog seën en gee dat ons nader aan mekaar sal kom, dat ons mekaar sal hoor, en dat ons nie sal afbreek dit wat opgebou is oor baie jare. En so bid ons vir almal
wat verbonde is aan ons universiteite in hierdie tyd, ook ons studente. Gee kalmte, Here, sodat ons studente kan voorberei vir hulle lewe in groot rustigheid. Vader, ons leef in moeilike tye, uitdagende tye. En ons dankie dat ons met alles na U toe kan kom. En bid dat U ons ook vooruit sal gaan. Hoor ons gebed as ons dit vra om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees saam, broeders en susters, uit die woord van die Here, Romeine 12. Romeine 12, ons gaan lees vanaf vers 9 af, en dan ook 2 verse uit Hebreërs 13 en 1 vers uit 1 Petrus 4. Romeine 12, dit is die hoofstuk oor die nuwe lewe wat ons in Christus het. Aan die einde van die diens gaan ons ook Bart se beruiming hiervan sing, pragtig gedoen. Kom ons lees vanaf vers 9 tot 21. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied aan mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie aan julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor in die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: Dis my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Teksverse, broeders en susters, vers 13 se laaste gedeelte. Lê julle toe op gasvryheid. En dan lees ons ook uit Hebreërs 13, net 2 verse. Dis in my Bybel op bladsy 300, Hebreërs 13 vers 1 en 2. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalat om gasvry te wees nie. Want deur gasvry te wees het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. En dan blaai ons aan na 1 Petrus 4. 1 Petrus 4, ons lees daar net 1 vers 9. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. Is dit vir ons lekker, broeders en susters, om totaal en al vreemd op 'n plek te wees? Ek dink die antwoord gaan baie duidelik wees. Natuurlik nie. As jy vreemd op 'n plek is, ken jy omtrent niemand nie.
Jy voel geweldig alleen. Jy weet nie waar dinge is nie. Jy ken nie altyd mense se gebruike en hulle doen en late nie. Maar weet jy, en ek dink jy moes ook al daardie ervaring gehad het, dat as iemand in sulke tye na jou toe kom en jou kom help, dan is dit iets wat jy in jou lewe nooit vergeet nie. Jy vergeet daardie persoon se optrede nooit nie, omdat jy dit so geweldig gewaardeer het vir baie moeilike tyd in jou lewe. Weet jy, die 3 skrifgedeeltes wat ons gelees het, sê dat gelowiges sulke mense moet wees. Die Bybel het 'n woord daarvoor. Die Bybel praat van gasvryheid, om gasvry te wees. En baie letterlik beteken hierdie woord om 'n liefde te hê vir 'n vreemdeling. Liefde vir 'n vreemdeling. Weet jy, dwars deur die Bybel is hierdie gasvryheid 'n kenmerk van gelowiges. Dwars deur die Bybel tel ons op dat dit vir gelowiges 'n saak van eer is om gasvry te wees. Dat hulle dit geweldig ernstig opneem. Dat dit vir hulle geweldig belangrik is om iemand wat nuut is of wat vreemd is, baie goed te versorg. Kom ek gee vir julle 'n paar voorbeelde. Reuel die priester van Midian. Ons lees dat hy baie verbaas was toe sy dogters by 'n put 'n weldaad van iemand anders ter ontvang het. En dat hulle hom nie genooi het huis toe, sodat hy versorg kan word nie. Hy was ontsteld dat sy dogters nie vir daardie persoon gesê het, kom na ons toe, kom eet by ons nie. Dan lees ons dat Reuel sy dogters terugstuur. En sê, gaan haal hom. En weet jy, wie was daar die vreemdeling? Niemand minder as Moses nie. By Abraham, die vader van die gelowiges, tel ons ook op dat gasvryheid vir hom enorm belangrik was. Ons lees dat toe 3 onbekende reisigers op 'n baie warm dag by Abraham aankom, dat hy hulle tegemoet loop, dat hulle as ware smeek, kom in my huis in. Kom in, sodat ek julle kan versorg. En dan lees ons dat hy hulle voete gewas het, dat hy daardie moe reisigers bietjie lekker laat rus het in die skaduwee, dat hy en Sarah lekker ete gaan voorberei het. En sonder dat hy van Abraham bewus was, lees ons dat Lot ook 2 van daardie reisigers ook geweldig gasvry ontvang het. Dat hy ook aan hulle geweldige liefde betoon het. En weet jy, broeders en susters, so kan ons deur die Ou Testament werk. Gideon is ook 'n pragtige voorbeeld. Jy kan dit gaan lees in Rigters. Samson se ouers, en so kan ons aangaan. Dis nie net die Ou Testament wat hiervan praat nie. Jy weet jy, in die Nuwe Testament word gelowiges en ek geweldig sterk opgeroep tot gasvryheid. Romeine 12, ons het dit gelees, sê, lê julle toe op gasvryheid.
Dan kry ons Hebreërs. Moenie nalat om gasvry te wees nie. En 1 Petrus, wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. Jy kan sien die Nuwe Testament is vol daarvan. Destyds was Christene geweldig afhanklik van ander mense se gasvryheid. Hulle het ver afstande gereis. Gastehuise, herberge in daardie tyd was nie altyd baie higiënies nie, was nie altyd bekostigbaar nie. Dikwels is mense ook op sulke plekke uitgebuit. Christene was ook nie altyd welkom oralster om iewester te gaan oornag nie. Daarom was hulle so sterk aangewys op die hele ondersteuningsnetwerk tussen kinders van die Here. Hulle is so sterk aangewys op die netwerk van onderlinge gemeenskap tussen kinders van die Here. Hoekom vra die Here dit van ons? Hoekom vra hy vir die Ou Testamentiese gelowiges om gasvry te wees? Hoekom vra hy dit vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges? Want die Here sê, dis hoe ek teenoor julle opgetree het. Dink vir 'n oomblik met Abraham en sy hele nageslag, het die Here gegaan en hy het 'n verbond met hulle gesluit, toe hulle dit totaal en al onwaardig was, toe hulle nog die afgode aanbid het. Die Here sê, dis wat ek teenoor julle gedoen het. Hy sê vir die Israeliete, toe julle vreemdelinge in Egipte was, wie was daar vir julle? Ek het vir julle gesorg. Ek het julle uit Egipte verlos. Vir ons vandag sê die Here, weet julle my kinders, ek het my en julle verbind, toe julle nog sondaars was. Ek het my en julle verbind, toe julle nog vyande van God was. As jy by my het julle 'n oop en 'n ruim hart ontvang. By my kry julle ruim onderdak. Met my seun Jesus Christus die groot swerwer op aarde was. Maar hy hier nie 'n plek gehad het van sy eie nie. Dis deur sy lyding, deur sy sterwe, dat jy by my tuis kom as 'n kind, waar jy by my onderdak kry, waar jy by my versorging kry. Dis deur Jesus Christus dat jy 'n eie plek in die Vaderhuis het. En daarom, broeders en susters, is dit geen wonder dat wanneer die Nuwe Testament jou en my oproep en inspireer om werklik gasvry te wees, hy telkens ons terugvat na dit wat God aan ons gedoen het. In Romeine 12 as hy oproep, wees gasvry, dan herinner die Heilige Gees ons daaraan. Onthou, God het hom oor jou ontferm. Dis hoekom hy dit van jou vra. As die Hebreërs skrywer praat oor gasvryheid, dan sê hy, onthou 'n bietjie, daai groot offer wat Christus vir jou gebring het. As Petrus kom met die oproep, wees gasvry sonder om te kla. Weet jy wat is dan sy motivering?
Hy sê dis daai nuwe lewe wat jy van God ontvang het. Daai nuwe lewe deur sy Gees. Gasvryheid, broeders en susters. Kom ons sê daai liefde vir 'n vreemdeling is nie 'n luukse in die kerk van die Here nie. Dit moet 'n voortdurende lewenswyse van ons elkeen wees. 'n Voortdurende lewenswyse. Omdat ek waaragtig dankbaar is vir die sorg en die liefde en die omgee wat ek tot vandag toe van die Here ontvang. Gasvryheid, kan ons sê, is deel van 'n lewende geloof. Van 'n geloof wat blom, wat oorgaan in dade. Hoe raak dit nou, broeders en susters, ons lewe, ook in hierdie gemeente van ons? Weet jy, in ons eredienste is daar baie gereeld vreemde mense. Dis miskien medegelowiges van elders wat hier kom kuier of 'n besoek kom bring. Partykeer is dit bloot besoekers. Maar selfs mense, nou moet jy my mooi hoor. Selfs mense wat deur die Gees hierheen gelei is, omdat hulle vrede met God verlang, omdat hulle daarna soek met hulle hele hart. Hulle is tussen ons, by ons, Sondag na Sondag. Sien ons hulle raak. Wat gaan vir ons af uit na hulle toe? Gaan hulle hier vanaand weg met 'n hart wat bly is en 'n hart wat juig omdat hulle beleef het die Here is hier. Omdat hulle iets beleef het van die Here se ongelooflike liefde teenoor ons. Gaan hulle hier vandaan huis toe? Sê waarlik, as my 'n plek by die Here, want hier tussen sy kinders het ek 'n plek. Weet jy, hierdie opdrag tot gasvryheid vra van my en jou om 'n oog te hê, maar ook 'n hart vir iemand wat vreemd is. Dit vra van ons broeders en susters regtig 'n baie doelbewuste optrede om hulle te gaan opsoek. Om hulle net te vat en sê, jy is welkom. Om hulle te laat tuis voel. Om op jou eie unieke manier daai mens net te bedien met Christus se liefde. Dit is baie lekker om bijvoorbeeld na 'n erediens baie vinnig by jou vriende uit te kom en met hulle te kuier. Maar die Here vra baie meer van ons. Hy vra van ons om bietjie rondom ons te kyk. En hulle te sien wat smeek vir liefde. Broeders en susters, die wêreld daar buite is koud en ongenaakbaar, u weet dit. Dis eensaam daar buite. Dan praat mense nie eers as jy nog deur diep waters moet gaan nie. Die Gees bring hulle.
Ek en jy moet hulle ontvang. Nou mag jy sê, ja, ons is so baie, ek kan nie almal ken nie, dis reg. Jy sal dalk sê, "Jo, maar ek is so bang ek gaan na iemand toe en as ek die persoon met hom gaan praat, kom ek agter maar ek moes hom al lankal geken het." Maar wat maak dit saak? Die liefde gaan daar seëvier. Die liefde gaan seëvier as gelowiges in hierdie wêreld sê hy, ons is een in ons Here. Hoe kan ek jou help? Wat kan ek vir jou doen? Dit, broeders en susters, is gasvryheid waartoe die Bybel ons oproep. Weet jy, ons kry baie nuwe lidmate. Moet hulle nou maar self sien regkom? Ek dink nie so nie. Die Here sê, my kinders, ek vra vir julle 'n hart vir hierdie mense. Reinhold en ek gaan besoek hulle. Ons kry hulle van tyd tot tyd bymekaar. Maar weet jy, broeders en susters, wat werklik gaan werk, is as ek en jy persoonlike moeite gaan doen, ook met ons nuwe lidmate. Volgende verwelkom ons weer 2 egpare. Hulle besonderhede is in die nuusbrief. Gaan na hulle toe. Bel hulle. Nooi hulle uit. Want ek sê weer, daar buite is dit koud en eensaam. Die Here gee ons hierdie gemeenskap met mekaar. En as u dalk vreemd of nuut is in ons gemeente, groot asseblief. Stap na iemand toe en sê, ek is nuut. Sê net dit. Of ek bring vandag 'n besoek. Sê dit. Dat ons mekaar ook help om werklik hierdie vasgryp en vashou en versorging van mekaar werklik hande en voete te laat kry. Dan slotte, broeders en susters, as die Hebreërs skrywer gelowiges oproep tot gasvryheid, dan motiveer hy dit op 'n baie interessante wyse. Hy sê, weet julle, Abraham en Lot het sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Hy sê hulle gasvryheid het vir hulle besondere eer gebring. Het jy deur werklik gasvry te wees, ontvang ons meer as engele. Ons ontvang vir Jesus Christus. Luister net wat sê hy in Matteus 25. Hy sê, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers gedoen het julle dit aan my gedoen. Dis die woorde van ons Here Jesus. Mag jou Here eendag vir jou sê, ek was 'n vreemdeling en jy het my gehuisves. En sê hy, ja, jy het dit vir my gedoen, omdat jy dit gedoen het aan een van my geringste broers. Mag ons daardie woorde hoor. En werklik met 'n ruim en 'n oop hart
'n gemeenskap, 'n geloofsgemeenskap wees waarvan mense sal sê, die Here is hier. Amen. Kom aan, doen ek vir ons 'n gebed. Ons hemelse Vader, dis deur u groot liefde, u groot genade, dat ons 'n geloofsgemeenskap kan wees. Die liggaam van ons Here Jesus Christus, sy bruid. Dis deur u liefde dat ons u kerk kan wees. En dis deur u Gees, Here, dat in ons harte gesindhede leef wat totaal anders is as in die wêreld. Deur u Gees gee u liefde in ons harte. En u gee ons vir mekaar en sê, kyk na mekaar, help mekaar. Wees gasvry teenoor elkeen. Vader, help ons om dit te kan leef. Maak ons 'n gemeente waarin daar 'n plek vir elkeen is. Waarin ons mekaar ook kan vasgryp en sê, help my, ek het jou nodig. Help my, want ek kan nie alleen nie. Gee dat ons met u liefde in die hart werklik 'n geloofsgemeenskap sal wees van omgee. Ook vir hulle wat nuut is, wat hier inkom, wat u na ons toe stuur. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Nadat die kollekte opgeneem is, broeders en susters, sing ons die nuwe lewe in Christus, vers 1, 2, 4 en 5. Daarna ontvang u die seën van die Here en dan sing ons as antwoord op die seën van die Here lied 523, vers 1, 3 en 4.
God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak. En julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer hy weer kom. Hy sal dit doen, want aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Net 'n paar afkondigings, broeders en susters. Die eerste is vir ons susters. Nou na die diens het u 'n jaarlikse bymekaar kom hier in die kerkgebou. Dis dan direk na die erediens, dis 'n jaarvergadering. Dan herinner ons die kerkraad en die diakens, ons het nou direk na die diens 'n vergaderingkie net hier in die konsistorie waar ons almal bymekaar kom. Dan broeders en susters, nuwe lidmate. U sal merk dat ons baie van hulle ontvang die afgelope tyd. En vanoggend wil ons graag welkom sê vir twee egpare. Die eerste is Dick en Susan Delft. As julle net kan opstaan asseblief. Ek dink ek ken die van u wat op die gemeentekamp was, ken hulle reeds. Dick en Susan, baie welkom. Hulle kom van Pretoria af, Montana Poort, en hulle woon in Uitsig. Op hierdie stadium, hulle gaan later verhuis, maar die van u wat in daai omgewing is, hier's twee mense wat werklik u liefde regtig nodig het. Baie welkom, en dit was lekker om julle te ontmoet en sommer al op die gemeentekamp te kon sien, hoor, Dick en Susan. Okay. Ja. Dis net Jan en Mariaan. Ekskuus, jy mag eers dit doen. Ek sal lekker buite fokus hierso. Dis fyn. Goeiemôre almal. Namens my kant ook baie welkom vanoggend hierso. Dankie Reinder vir ons erediens vanoggend. Ek wil vir julle voorstel aan Jan en Mariaan de Waard. Jan en Mariaan sit daarso sien ek. Ek het hulle vanaf my oë gevang op hulle. Wil julle dalk vandag opstaan nie asseblief? Asai. Baie welkom by ons gemeente. Hulle is van Strand gemeente, oorspronklik van Barberton waar hulle in die onderwys was en hulle is nou in Kuilsrivier by Zevenwacht waar hulle bly. Hulle dogter Liesel is ook hierso saam met haar man Chris. Ons het hulle al verwelkom by ons. Jan en Mariaan, ons hoop julle skakel hier in. Weer is 'n groot taak, baie mense.
Maar ons glo dat julle sommer gou ingeskakel sal wees. Hulle is sommer ook daar vandag by Janie bys hulle ingeskakel by hulle geloofsfamilie. So dis wonderlik. Baie dankie. Nou kan ons oorswaai. Ek wil net gou ietsie vir u verduidelik of vertel terwyl ons reg kry hierson. Voor ons met die ding aangaan, wil ek ietsie sê oor die gemeentekamp. Ek wil eers 'n plek sê baie dankie vir almal wat verlede naweek by die gemeentekamp was en dit 'n wonderlike geleentheid was. Ek dink die wat daar was, sal kan onthou of sal weet dat ons het geweldig baie mense wat daar was wat ook nie is in ons gemeente. So as jy daar was, het jy definitief iemand ontmoet wat jy nog nie geken het nie. En selfs het ek gesien lidmate wat al jare in die gemeente is, nee, wat mekaar op so 'n plek kry. En ek wil jou aanmoedig om volgende jaar definitief te kyk of jy die geleentheid kan meemaak. Hy's klaar weer geboek vir 17 Februarie, 17 tot 19 Februarie volgende jaar, weer by Stellenbosch. Boek is sommer nou al uit en kom saam. Dis 'n wonderlike geleentheid. Daar's 'n baie mooi samevatting ook in die boodskapper wat jy kan saamlees van een persoon se belewenis wat hy gehad het hierdie week en dis 'n baie mooi opsomming. So ek wil net weer almal aanmoedig en dankie sê vir almal se moeite daarmee. En nou wil ek ietsie vir u voorhou. Gewoonlik sou ons dit voor die erediens doen, maar omdat ons nou besluit om dit na die tyd te doen, aangesien ek ook vir Jan hulle moes verwelkom. Ons as gemeente wil so 'n bietjie 'n fokustyd ingaan. En dit gaan spesifiek oor fokus vir jouself as gelowige, fokus binne 'n kleiner groep, met ander woorde geloofsfamilies, maar ook ons as gemeente wil 'n bietjie 'n fokustyd ingaan. En ons het gedink om so 6 weke fokustyd te doen en ek gaan vir julle nou al verduidelik wat dit behels en wat dit beteken, maar dit is 'n baie eenvoudige ding. Dit beteken maar eenvoudig dat jy kom ek verduidelik voor ek aangaan. Nou die tema wat ons aanraak is God se kerk vir die wêreld. Dit is ook na aanleiding van ons naweek wat ons gehad het as gemeentekamp saam, het ons ook hierdie tema grootendeels behandel en daar's baie gemeentes wat hierdie saak behandel op die oomblik en hierdie fokustyd doen. Nou hoekom 'n fokustyd? Dit help ons gemeente om saam te fokus op die onderwerp van God se missie. Nou missie is dalk 'n groot woord, ons kan sê sy sendingsdoel of sy bedoeling met die kerk in die wêreld. En ons 'n bietjie daarna kyk oor verloop van 6 weke. Nou, hoe gaan dit werk? Wat is die formaat? Ons gaan elke week 'n oordeenking uitstuur. In die begin van die week of op Sondag sal ons e-pos vir almal. Daar's vir elke dag 'n persoonlike oordeenking. Jou stilte tyd kan mens dit maar noem. Wat gefokus is op 'n sekere tema. Ek gaan nou vir jou die tema wys. Dan wil ons vra dat ons geloofsfamilies, of nee, voor ek dit sê, dan wil ek vra dat u as gemeentelede, die wat nog nie in geloofsfamilies is nie, commit net vir 6 weke vir 'n begin. Of vir 12 weke. Verkieslik 6, waar jy sê, maar kom ek en 'n klomp medegelowiges, gaan net in hierdie fokustyd en ons fokus net vir 6 weke op hierdie tema wat ons bymekaar gaan kom. Een keer 'n week kom ons bymekaar, kan op 'n Sondag wees, dit kan in die week wees, wanneer ook al vir jou as groep pas en ons sê, maar kom ons fokus op hierdie tema en ons gaan vir jou 'n groepsgesprek ook deurgee op dieselfde formaat as wat die individuele persoonlike Bybelstudie is. En dan natuurlik Sondag gaan ons vir 6 weke afwisselend tussen my en Reinder, gaan ons hierdie temas dan preek ook. So dit is die fokustyd wat ons het en hier is die onderwerpe en die datums wat ons dit mee begin. Week 1 gaan oor die missie van God. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Dit gaan 'n preek bevat, oordeenking vir 6 dae en 'n groepstudie. En dan daar kan jy sien, week 2 gaan oor bekering, week 3 oor gebed, week 4 oor groei, week 5 oor toerus en week 6 oor inrig. Saam met die datums waarop dit gepreek gaan word. Maar in ander woorde, ons sal begin by 10 April en ons sal preek oor die missie van God. Dan is daar 6 dae se persoonlike Bybelstudies wat jy kan self doen op jou tyd en dan is daar een groepstudie in daai week en dan gaan ons weer aan met week 2. Vir 6 weke lank vra ons hierdie gemeente se verbintenis tot hierdie fokustyd. En wat kan jy so lank doen? Vir voorbereiding, want ons begin eers soos jy gesien het 10 April. Dagboek dit so lank in jou met dagboek hierdie datum, sit dit neer, maak seker dat jy by die 3 elemente uitkom. Begin nuwe geloofsfamilies, jy wat nog nie in geloofsfamilies is nie. Begin een, nee, en sê kom ons kyk hoe gaan dit. Kom ons proe net te proe dit. En ons wil vir huidige geloofsfamilies vra om in hierdie tyd hierdie studie te behandel wat ons dan vir jou sal deurgee in daai tyd. Dit onderbreek bietjie julle huidige studie waarmee julle besig is en ons gaan aan hiermee. En dan ons sal elke week hierdie goed per e-pos dan deurkommunikeer. En ek het hierdie pragtige aanhaling van G.K. Chesterton gekry wat sê
We do not want a church that will move with the world. We want a church that will move the world. En dis presies wat hierdie ding doen ook, is om 'n skuif te maak in die wêreld. En hoe nodig het ons dit nie? Hoe nodig het ons dit nie in ons tyd nie? En ek wil weer verbintenis vra. Ons gaan dit weer deurkommunikeer, maar ons sal hierdie ding deurstuur ook per e-pos en dan vat ons hom van 10 April af. Dan fokus ons as gemeente vir 6 weke. Baie dankie.